Welkom terug by die groot ontbyt. Ons gesels môre met Frikkie van Loggenberg van IFSA. Ons praat 'n bietjie weer oor die belangrikheid van holistiese finansiële beplanning, veral nou so aan die einde van die jaar. Goeiemôre Frikkie. Môre Peer, môre Suan. Hoe gaan met julle vanmôre? Voor die wind eintlik. Nee, is dit pragtig. Ja. Absoluut. Voor die skuld ook, maar dis julle, maar dis nou juist hoekom ek met jou moet gesels. Frikkie, die tyd van die jaar is nou maar 'n tyd waar mense 'n bietjie moet sê Engels sê stok vat oor persoonlike finansies en kyk hoe lyk jou dinge as jy 'n neseiertjie het. Waar lê die neseiertjie en is hy warm genoeg op hierdie stadium? Is daar enigstens 'n goeie tyd om finansies te hersien? Dis mense sê dalk hierdie jaar, einde van die jaar is belangrik, maar dalk nie so belangrik soos die middel van die jaar of April, maar wanneer is die belangrikste tyd? Peer, ons moet nou maar eerlik met mekaar wees. Hierdie tyd van die jaar, mens dink altyd daar's iets anderste wat belangriker is, want dit is nou middel van Oktober, dis November, dan is dit Desember, so mense beplan al bietjie vakansies en is die laaste tyd met die eksamens en daai tipe van ding, maar dis meer 'n sielkundige ding ook wat mense ook weet, daar is iets wat moet gedoen word. Jy weet dit, jy vergeet nie daarvan nie. Jy weet daar is iets wat moet gedoen word, maar jy blok dit so half uit. En 'n mens moet oor daai punt kom, en dit is nogal belangrik om hierdie aspekte aan te spreek, maar die belangrik of die beste tyd wat jy moet ten minste een keer 'n jaar moet jy jou hele jou finansiële gesondheidsprofiele moet jy hersien uit 'n holistiese oogpunt uit ten minste een keer 'n jaar. Maar as dinge in jou persoonlike lewe gebeur wat nou in die binnekant is, jy verkoop 'n bate, jy koop 'n bate, daar is 'n geboorte of 'n afsterwe, jy tree af, jy word 55, dis 'n grootte. Wat jy dan moet jy praat jy van jouself? Van jou nee nou amper. Wie word 55? Dan moet die mense dan nou kyk en dan natuurlik die eksterne goede. As die markte verskriklik beweeg, daar is dinge wat gebeur. Jy rentekoerse, dan moet mense dan nog kyk. Jy moet seker maak en op die punt in tyd goud is op die hoogste wat hy nog ooit was. 4163 dink ek. Plus wat. So en die JSE is die hoogste en daar's nou in die Amerikaanse mark is dan nou 'n bietjie van 'n negatiewe tendens die laaste paar dae gewees. So ek dink die klokkies lui. Ek dink dit is tyd om na daai gesondheidstoetsie te kyk. Okay, so holistiese finansiële beplanning is van kardinale belang, maar waarom? Wat presies is holisties? Wat word ingesluit in hierdie holistiese sambreel? So as 'n mens nou kyk, 'n holistiese is presies wat die woord sê, dis alle aspekte. En hierdie aspekte, elke liewe gedeelte van jou finansies, persoonlike finansies, is geïntegreer. So as dit kom by jou inkomste, jou uitgawes, jou bates, jou laste, jou hele beplanning, alles word geïntegreer. So as jy nie holisties na die beplanning kyk nie, gaan jy nie leemtes identifiseer nie en jy gaan nie weet waar is jou tekortkominge nie. Jy moet konstant na hierdie finansiële posisie van jou moet jy nou gaan kyk en seker maak dat jou plan relevant is nog steeds tot waar jy is en waar die wêreld is en effektief is, want daar is maar veranderinge in tegnologie, daar is veranderinge in produkte, in lewenskostes ensovoorts. So jy moet konstant aan daai aspekte moet jy kyk om seker te maak. Absoluut. Een van ons kykers het 'n vraag gestuur, Lennard van Springs. Hy wil graag weet, wie mag teken as getuie op my testament en hoe weet ek of die dokument geldig is? So Piet, dis nog 'n baie interessante punt wat 'n mens moet aanraak, want dit klink eenvoudig, maar dit is ook eenvoudig, maar dit is ook nie. So 'n relevante testament moet oorspronklik wees natuurlik. Daar moet 2 getuies moet geteken word. Nie 'n kopie nie, oorspronklik. Oorspronklik. Dit moet gedateer word en daar's sekere regsaspekte wat 'n mens uit 'n terminologiese oogpunt uit moet 'n mens nou daar insit om seker te maak dat die boksies getik word. Nou wie kan teken as getuie is nog 'n groot ding, want daar is wetlike aspekte wat dit reguleer en dan is daar industrie best practice soos die Engelsman sê. Ja. So ons het 'n situasie gehad waar kinders in 'n hospitaal het vir die tannie as getuies geteken en hulle erf natuurlik. So dit kan 'n groot komplikasie veroorsaak want dit word gesien dat jy nou voordeel trek uit daai spesifieke boedel uit en dis 'n konflik van belange. So die meester gaan sê hoor die ding kan teengestaan word of dit word teengestaan. Dis nie reg nie. Jy moet wegbeweeg dat jou begunstigdes wat erf ook as getuie teken. Dit is nie onwettig nie, maar dis nie 'n baie slim ding om te doen nie. Nee, dit is nie reg nie. So die ander ding is ook 'n eksekuteur kan ook as getuie teken. Niks in die wet sê dat jy dit nie die eksekuteur as getuie kan teken nie, maar ook weer eens die eksekuteur verdien fooie uit die boedel uit. So hy word ook gesien as daar's 'n konflik van belange. So bly weg daarvan. Dis
industrie beste praktyk om te doen, kry onafhanklike mense wat nie enige voordeel uit die boerdery trek nie, wat ek so is. Ja. Sê net gou, nou watse tipe kostes kyk ek as ek nou my finansiële en holistiese beplanning wil hersien? So as ons daar's 3 elemente van kostes wat ek nou kan kyk, woonbehalwe nou uit 'n belastingoogpunt uit, maar dis heeltemal 'n ander gesprek. Jy het jou advieskostes. Nou jou adviseur moet waarde toevoeg tot jou lewe. Hy moet waarde toevoeg. So hy moet deur die holistiese beplanning gaan. Sy werk is om seker te maak dat jou strategie, jou plan en jou oplossing en jou produk basies reg lyk. So betaal die man. Ons het 'n baie hoë vlak op baie wêreldklas advies omgewing en mense wat verskriklik gekwalifiseerd is. So as hulle waarde toevoeg, betaal die mense 'n billike koers. Die tweede is 'n administrasie tipe van 'n funksie waar jy 'n produkhuis wat net 'n produk administreer. So dis eintlik 'n baie eenvoudige konsep, 'n stelsels wat hulle uiteensit en jy kry een en die ander ene word selfde gereguleer, selfde lisensies, die hele ding. So dit maak net sin om te kyk, jy kan as jy by hierdie platform 0.5% per jaar goedkoper kan kry vir net administrasiefunksie, dan moet 'n mens maar daarna kyk. En natuurlik fondsbestuurs fooie die kostes wat 'n fondsbestuurder basies vir jou vra. Maar mense moet mooi pas op. Jy moet seker maak al is dit 'n duur fooi, as die waarde wat jy kry, as die groei wat jy kry praat direk daarmee, dan is dit fyn. Jy kan nie nou sê hoorie so hierdie fonds is baie goedkoper, maar sy opbrengs is halfte wat jou duurder fonds is nie. So mense moet dit net mooi in perspektief neem. Die fooie kan die verskillende maniere wat fooie aan die einde bymekaar kom kan bepaal ook hoeveel jy uitkry. En mens begin dink aan 'n klomp ander goeders. Jy het verwys na 'n produkhuis. Die verskil, wat is die verskil tussen 'n produk en 'n plan of 'n oplossing? Wat is die verskil tussen die twee? So ons hou, laat ek so sê, ek sal praat van die onafhanklikheid. Laat ek nou daar begin. So uit 'n IFSA hou daarvan om met onafhanklike mense te werk want jy kry die beste in die mark. So dis nou 'n persoon wat of 'n organisasie wat heeltemal eenkant is, hulle beplanning en hulle produkte wat hulle dan lewer, is die beste in die mark. So die mense word nie geforseer, gemotiveer of gesê hulle mag nie iets of mag nie dit of hulle moet dit nie. Daar is werklik waar die persoon kan 'n oplossing gaan soek in die mark en die werklik die beste vir jou hulle toegang tot al die produkte. Tot al die produkte wat nou baie belangrik is. Nou die verskil tussen die plan, die oplossing en die produk is eenvoudig. Ek moet nou aftree. So nou moet jy 'n behoeftebeplanning doen om te sê wat is jou inkomste, wat is jou kapitaal en dis die plan. Nou hoe gaan ek vorentoe met my kontantvloei daar uitkom? Gaan ek elke jaar verhogings kry? Hoe lyk my risikoprofiele? Jy moet 'n strategie implementeer om daai te adresseer, om te sien watse fondse moet jy gebruik, hoe moet jy dit doen, hoe bestuur jy jou belasting en jou produk. Dis waar die produk in. Dis gey, so die produk is die gereedskap wat jy gebruik om die strategie te implementeer. So dis gebruik ek 'n platform, gebruik ek 'n uitkeerproduk, gebruik ek 'n anniteit, 'n lewe anniteit, gebruik ek al jou portefeulje, wat gebruik ek? So daai is 3 verskillende konsepte wat 'n mens moet integreer. Nou IFSA bied van nou tot einde November gratis konsultasies vir kykers aan. Hoe werk dit? Ek gaan nie praat van melktert weer nie. Dit is dis is op daai punt verby. Water, koffie, rooibos, dis hoe dit werk. So ek moet sê ek is so dankbaar en ek dank ons lewende Vader elke dag want ons is verskriklik geseënd oor die algemeen, maar so by so dat ons het besluit ons wil daai punt vorentoe wil ons dryf en ons sal 'n gratis boereontleding doen vir kykers in November. Op Oktober, vir die res van Oktober en dan in November, want ons voel net ons het so 'n passie vir die bedryf en ons het so goeie traksie en ons het so baie om te gee. Laat ons graag daai gesprekke wil vorentoe vat en mense wil uitnooi om gratis met ons te gesels. So, dis lekker. Dis wonderlik, Ja, dankie. nou kom ons praat 'n bietjie, jy het nou verwys na die onafhanklike netwerk van adviseurs wat IFSA het. Wat maak daai onafhanklike netwerk anders? So Pierre, ek dink en dit is nog 'n vraag wat ook relatief opkom en ons het nou al 'n paar keer daaroor gesels en vir my gaan dit weer eens dit is die onafhanklikheid wat jy die beste in die mark kan gaan opsoek en posisioneer vir 'n kliënt. Dis die een gedeelte, maar wat dit regtig spesiaal maak is ons passie vir die bedryf, is ons passie vir die mense. As ek voor iemand sit, wil ek werklik waar ek wil verstaan wie die persoon is. Ek wil verstaan wat sy behoefte is en dan wil ek gaan kyk klinies na die feite en 'n objektiewe opinie kan gee om te sê ek dink dit is die situasie wat ons uiteensit.
So ons begin nie by 'n produk om te sê ons wil hierdie produkte moet verkoop word nie, glad nie. Ons is diensgeoriënteerd, ons is persoonlik, ons hou daarvan om passievol vir mense uiteen te sit en waarde toe te voeg. So ek dink dis nog 'n faktor wat baie min is. Gister sê iemand vir my, die enigste rede hoekom hulle met ons praat want hulle voel nie soos 'n nommer nie en hulle praat met 'n mens. Dit is Ja, jy sien, daar hoeveel meer rede het 'n mens nodig. Baie Precies. dankie Frikkie dat jy 'n draai kom maak het vanmôre. Dankie julle. Nou ja, as julle enigsins kontak wil maak met Ifsa of Frikkie daar wil sien, is dit baie maklik. Om met Ifsa te gesels, SMS die woord kontak na 48422. Kontak 48422. SMS kos R1.50 en besenfees geld. Ifsa is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer met 'n FSP nommer 4337.